earth and heaven bow. Come join in the eternal song. Holy, holy, holy are you, Lord. All creation sings holy, holy, holy are you, Lord. Goeiemôre julle. Awesome. Hoe gaan dit? Fantasties. Wonderlik. Okay. Julle, ons is besig met 'n nuwe reeks wat ons laasweek afgeskop het en ek gaan sommer vanoggend voordat ek enigiets verder doen, wil ek vanoggend se boodskap met ons sê in die Engels praat ons van 'n riddle. Okay, 'n raaisel. Dit is 'n raaisel, nee. Ons 'n raaisel begin. Okay. So okay, ons vat hom so. So laat ek hom een vir een uitsit. Okay. So ek wil weet, soos ek hierdie vir ons hier uitsit. Okay, julle, ek dink julle is mooi slim. Wat is daai in die eerste plek? Joh, julle is slim. Okay. Dis 'n lamp. Dan laat ek hierdie oopmaak en ek hoop ek gaan dit in die regte volgorde doen. Okay, en hierdie sal wees 'n witbrood spesifiek, nie sommer net enige brood nie, maar 'n witbrood, okay? Okay. Dan gaan ek kyk of ek hierdie enetjie kan manoeuvre. Okay, so dis nie die stoel nie. As jy gesê het stoel, dan is jy reg, maar so moenie dink jy raak te mekaar nie. Okay. As hy, en hy moet nou net nie val nie. Bly. Okay. Ons het hierso 'n great. En hulle gaan nou die hele tyd gespanne wees, weet ek, tydens hierdie boodskap. Okay, en dan, ek weet hoeveel hierdie kan sien. Is nie die antwoord wat ek gesoek het nie. Saad, okay, saad. Hierdie sal verteenwoordig saad, nie papegaai kos nie. Okay. Okay, 'n lamp, brood, 'n spieël en saad. En die vraag is, wat het dit alles in gemeen? Okay. Ek gaan hom by jou los as 'n retoriese vraag om by jou, dat jy kan dink oor hom. So dink 'n bietjie daaroor. So ons het begin laas week met hierdie nuwe reeks geplant, wat handel oor geestelike dissiplines vir 'n vrugbare lewe. Okay, so dis ons fokus vir 5 weke en ons is nou by week 2. En ons het begin laasweek met Psalm 1 as regtig die fondasie vir die 5 weke, sê laasweek gemis het, wat praat van dat die regverdige is soos 'n boom wat langs strome van lewende water geplant is, wat sy vrug dra in seisoen. En dan hoe dit definieer, dis iemand wat op die woord van God mediteer dag en nag. So ons het Psalm 1 as 'n fondasie gebruik vir die strome van waar ons geplant wil wees. En die stelling wat ons gemaak het, wat eintlik die boodskap was, wat jy moes wegneem hopelik, en so weer eens, as jy hierdie gemis het laasweek, wil ek dit vir jou deel. Die opsomming was, die prentjie wat God vir jou lewe het, is een waar jy permanent geplant is langs sy strome van lewende water, sodat jy sy vreugde, vrug en vrugbaarheid kan beleef. Okay, so laat ek kyk, wie van julle was laasweek hier?
Okay, meeste van julle. Okay, so onthou julle dit. Okay, of julle so of maak julle net asof julle dit onthou. Okay, nee. So laasweek was 'n inleiding vir hierdie 5 weke en wat ons vandag wil doen is ons wil regtig nou 'n bietjie begin praat by week 2 van die geestelike dissiplines. En daar's baie maniere wat ons of laat ek eerder sê ander bewoording wat ons kan gebruik. Ons kan sê gewoontes wat ons uitleef en dit kan wees ek het vir julle vertel van die boek van John Mark Comer, Practicing the Way, wat hulle praat van practices, the practices of Jesus, die goed wat hy beoefen het. Wat was sy gewoontes? En dit is dalk nie nuus vir meeste van ons, indien dalk, ek weet nie, dalk almal wat van hierdie dissiplines is nie, maar weet julle wat baie relevant is, en dit het ons mekaar ook laasweek gesê, is die uitleef van hierdie en hoe ons sukkel daarmee. En dit is hoekom ons hieroor praat, want ons wil langs strome van lewende water geplant word, waar ons laasweek gesê het, where are you streaming from? Watter strome drink ons van, en watter strome is sommer net oral rondom ons, ons kies nie eers om dit te ruik of dit te sien of daarin te proe nie, maar dit is net oral rondom ons. En dis die strome van hoe mense praat, dis die strome van hoe mense glo of nie glo nie, dis die strome van net oral waar jy menslike opinies hoor, wat op soveel verskillende platforms kan gebeur, maar is ons doelbewus besig om onsself te plant langs strome van lewende water, en dit is ook om ons oor die onderwerpe gesels. Nou, die skrif vir vandag is uit 2 Timoteus hoofstuk 3. 2 Timoteus hoofstuk 3, Paulus wat vir sy kind in die geloof, vir sy disipel skryf en hom oprig, en ons gaan van vers 14 lees. Miskien kom ons staan gou saam as ons die woord lees, dan skep ons bietjie lewe, ons is bietjie uil gesaai hier vanoggend. Ek weet van 'n paar mense wat weg is, so kom ons skep bietjie lewe hierso so. Ons lees hierdie woord saam, en dit is in 2 Timoteus 3, en dis wat hy skryf, en ons gaan inlees in die volgende hoofstuk in, so stukkie in hoofstuk 4. En dit gaan so, sê Paulus, maar jy, okay, miskien sê hierso, maar ek, vir jouself, maar ek, okay, so maar jy, bly getrou aan die dinge wat jy geleer het. Jy weet dit is waar, want jy weet, jy kan die vertrou wat jy geleer het. Jy ken die heilige skrif van kindsbeen af, en dit het jou die wysheid gegee om die verlossing te ontvang wat deur geloof in Christus Jesus kom. Die hele skrif is deur God geïnspireer en is nuttig om ons te onderrig, die verkeerde te weerlê, om ons tereg te wys en om die regte leefstyl by ons te kweek. Dit is God se manier om sy mense voor te berei vir hulle taak, ten volle toegerus vir elke goeie ding wat hy wil hê hulle moet doen. En dan gaan dit oor in hoofstuk 4. Ek wil jou dus ernstig aanspoor voor God en voor Christus Jesus, wat die lewendes en dooies gaan oordeel wanneer hy verskyn om sy koningsheerskappy te vestig. Verkondig die woord van God. Hou daarmee vol, of die tyd daarvoor geleë is of nie. Jy moet jou mense met geduld reghelp, aanspreek en bemoedig terwyl jy hulle geduldig onderrig. Want daar kom 'n tyd wanneer mense nie meer na gesonde onderrig sal luister nie. Hulle sal hulle eie begeertes volg en leermeesters soek wat net verkondig wat hulle graag wil hoor. Hulle sal die waarheid verwerp en vreemde mites navolg. Maar jy moet in elke situasie jou teenwoordigheid van gees behou. Moenie bang wees om vir die Here te ly nie. Vervul jou taak as evangelis, voltooi die bediening wat God jou gegee het. Dis die woord van God. Here, ons dankie vir die woord. Gees van God, kom praat met ons. Here, van ons hier het bemoediging nodig. Van ons het genesing of emosionele genesing nodig. Here, van ons het net 'n woord van U af nodig. En Heilige Gees, kom bedien elkeen van ons en lei ons na strome van water, lewende water, Here. U is die goeie herder, Jesus, en U is besig om deur die Gees hier te werk.
Maar Here, my gebed is, my opregte gebed is, Here, dat ons nie sal mis wat U nou mee besig is hier onder ons nie, Here. Dankie dat ons U daarvoor kan vra. Ons bid dit in Jesus se naam. En almal sê, amen, amen. Julle kan net sitplekke inneem. Okay. So hier is nou waar die raaisel inkom. Wat het 'n lamp, brood, 'n spieël en saad ingemeen? Julle moes dit al teen hierdie tyd uitgefigure het. Jy mag nie sê nie. Die lamp is die woord vir ons voete en die brood is, ons het dit nodig net om te eet, maar die brood van God is die woord. Ja. Ons moet nie in die spieël kyk en weggaan, as ons nie die woord in praktijk doen. Ja. Jakob sê ons kyk in die spieël dan ons weg. Die staat, Yes, jy doen so goed. Joh, oh my goodness. Linda, amazing. Dis dit. So die saad ook. Dit een of twee van julle het dit alreeds gesê en jy het dit nou 3. Ja, dis die woord. Kyk, kan ons almal vir mekaar sê dis die woord. Wel gedaan. Amazing. So, al 4 van hierdie beelde of items verteenwoordig 'n beeld wat die Bybel self, wat die woord self vir ons gee oor die karakter of die aard van die Bybel. En hierdie is net 4 van hulle, daar's nog meer. Daar's nog meer. Heel wat meer. Maar hierdie is 4 van die wat regtig uitstaan, wat vir ons iets verduidelik van wat die woord is. En die fokus dan vandag, wat ons gaan doen is om na hierdie geestelike oefening of gewoonte of dissipline van Bybelinname bietjie te kyk, om bietjie daaroor saam te gesels. Uit hierdie skrif uit Timoteus. En weer eens wil ek eintlik soortgelyk doen as wat ek laasweek gedoen het, om in die begin, ek kon dit nie in een sin sê nie, so ek het dit in 2 sinne gesê, vergewe my, maar 'n opsomming wat jy kan wegvat as regtig die hartklop van hierdie boodskap. En dit is as volgende, dit sal op die skerm wees. As volgelinge van Jesus, wat elkeen van ons 'n unieke roeping dra, speel die Bybel 'n sentrale rol in ons lewens, om ons te groei in die areas van heelheid, of in Engels sê ons wholeness, en tweedens vrugbaarheid. Okay, heelheid en vrugbaarheid. Ons kan egter nie ligtelik met die Bybel omgaan nie, soos wat ons baie keer doen. En moet wys en gedissiplineerd onsself daarin toewy om die skatte in die Bybel vir onsself te ontgin. Okay. So ek gaan dit sommer net weer lees, dat dit hopelik 'n bietjie meer insing. As volgelinge van Jesus, as kinders van God, wat elkeen van ons 'n unieke roeping dra, speel die woord, die Bybel, 'n sentrale rol in ons lewens, om ons te groei in die areas van heelheid en vrugbaarheid. Ons kan egter nie ligtelik met die Bybel omgaan nie, en moet wys en gedissiplineerd onsself daaraan toewy om die skatte in die Bybel te ontgin. Okay. So laat ek begin deur dan die 2 doele uit te lig van die woord, wat hierdie 4 beelde uitgebeeld word. In ons skrifgedeelte vanoggend in 2 Timoteus 2, soos Paulus skryf, sien ons 2 groot doele in die Bybel, of van die Bybel, in ons lewens. Okay, daar's meer as 2, maar daar's 2 wat regtig uitstaan, wat ek wil uitlig. Eerstens, die woord red. Okay, dit sê daar, dat ek net gou terug gaan na daai gedeelte, jy ken die Heilige Skrif van kindsbeen af en dit het jou die wysheid gegee om die verlossing, soteria, te ontvang wat deur geloof in Jesus kom. Okay? So, daai woord, soteria in die Grieks, praat om van gevaar af gered te word, om uit gevaar uit gered te word. Dit praat van beskerming, dit praat van redding en dit praat selfs van genesing. Nou, hier is die ding wat ons doen, en ons doen dit is amper soos ons met die woordjie disippelskap maak, ons vereenvoudig dit om net evangelisasie te beteken, terwyl dit veel ryker is. Dis dieselfde ding doen ons met redding. Ons dink redding is iets wat een keer gebeur het met my wedergeboorte, en ons maak dit daai dun fokuspunt.
Terwyl die hele storie van die woord, van die Bybel, gee vir ons 'n verhaal van God wat red. En so, wat God doen is, hy het ons gered, hy red ons nou, hy gaan ons in die toekoms red, en in die hemel praat dit van ons verheerlikte liggame wat ons gaan ontvang. Amper sê ek salwing, die saligmaking, so 'n ander woord, sanctification, die heiligmakingsproses, al die regverdiging, die redding, alles is deel van God wat red. As God ons uit moeilike situasies uit, goed wat ons nou deurgaan, dink aan iets wat jy nou deurgaan, en dit kom dalk al 'n rukkie aan, en jy kan nie verstaan, hoekom red God my nie uit? Dit sluit deel van God se redding in. God red ons uit moeilike omstandighede uit. So as ons praat van redding, ek moet bieg, baie keer in my kop maak ek dit smal. Ek dink net aan toe ek wedergeboorte ervaar het. Daai dag in matriek, in Winkelspruit, toe ek regtig my lewe reggemaak het met die Here, en ek dink net aan daai een oomblik. Intussen het die Here my van soveel goed gered. So ek wil net gou daai vir ons uitlig, want dit het te doen met wat die woord in ons, wat God deur sy woord in ons lewens doen. Okay? En as ek sê deur sy woord, sê ek nie net deur sy woord nie, maar wat ek wel sê is dat die woord speel 'n sentrale rol. Anders sou die Here dit nooit vir ons te gegee het nie. Hy kon dit uitgelos het. Okay, so eerstens, die eerste doel is dit red. Tweedens, dit rus ons toe. Okay, sê vir jou maatjie langs jou persoon langs jou, sê dit rus ons toe. Okay, dit rus jou toe. Okay? Dit rus toe. Edikops. En die woord daar in die oorspronklike taal is artios. Okay, jy kan sê artios as jy 'n nuwe woord wil leer, is daai toerusting. O nee, eintlik, ekskuus, daar's twee woorde wat daar gebruik word. Artios en exartizo. Okay? EXAR exartizo. Okay. So artios beteken om kompleet, dit is dalk 'n anglisisme, ek weet nie, of perfek te wees. Terwyl exartizo beteken om ten volle toe te rus. Ten volle, 100%. Om te voltooi, om iets klaar te maak. En so dit is die tipe toerusting wat die Here deur sy woord vir ons wil gee, dat ons kompleet, perfek toegerus is. So dis amper al 'n verdubbeling. Hy gebruik hierdie twee woorde na mekaar, Paulus, om 'n baie sterk klem daarop te lê, dat hy ons perfek wil toerus vir die unieke roeping wat elkeen van ons het. En dis hoekom die woord van God is een van die goed in ons lewens wat ononderhandelbaar is. Wat God besluit het. Nie die kerk of ek weet nie, of geestelike leiers, verseker nie ek nie. God het besluit om dit 'n sentrale rol te laat speel in ons toerusting en dan ook in ons redding, wat hy in ons lewe doen, wat hy ons red, wat ons moedeloos is, ons tel die woord op en ons lees, en dan red hy ons uit baie moeilike omstandighede. So, ons identiteit en ons roeping, ons calling, soos in die Engels, word deur die Bybel bekragtig. Okay, dis twee doele. Dan het ons hierdie 4 beelde. 4 beelde van wat die woord vir ons is. Okay? En dis beelde wat vir ons uitbeeld hoekom ons die woord daagliks nodig het. Eerstens, die Bybel, okay, so nou gaan ek spring. Julle gaan nou maar, okay, ek gaan dit nie ruil op die tafel nie. Maar die Bybel is vir ons daaglikse brood. Okay, wat ons voed. Daaglikse brood wat ons voed. Jy kan nie en ek kan nie op Laas Sondag se maaltyd leef nie. Ons kan nie. En ons doen baie keer. Jy kan nie op Laas Sondag of 2 Sondae terug of 3 Sondae terug of 4 Sondae terug, toe jy in 'n diens was en iemand het woord gebring, jy kan nie op daai maaltyd leef nie. Is dit hoe ons leef met ons fisiese liggame met kos? Is dit hoe ons leef? Nee, ons sal dit nie maak nie. Dit sal absoluut ongesond wees. Maar tog doen ons dit met ons siele. Ons starve, ons honger uit, is dit wat 'n beter beskrywing? Verhonger. Okay? Ons siele, ons wil op deur die tyd se voedsel leef. Matteus 4 vers 4 sê Jesus, daar
is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. Dis waarvan ons leef. Sien jy hoe maak Jesus hierdie vergelyking tussen brood en die woorde wat vir ons lewe gee? Okay, dis die eerste beeld. Die tweede een is 'n spieël wat ons openbaar. En by the way, ja, Linda het 3 van hierdie alreeds vir ons gegee. En dit is toe die skrif, Linda in Jakobus. Wel gedaan. Maar die Bybel is 'n spieël wat ons openbaar. Ons lees nie die Bybel net om inligting te kry nie. Okay? Baie keer is ons beïndruk met iemand se kennis van die woord, en dit sê eintlik maar net, dit beteken nie, daar is lewe, geesteslewe noodwendig nie. Baie kere nie. Ons lees die woord sodat God ons weerkaatsing in die spieël van sy woord vir ons kan wys. Dit openbaar goed. Dit wys wie ons regtig is. Dit wys wat aangaan. So dis dan die skrif, Jakobus 1 vanaf vers 23 skryf Jakobus, Jesus se halfboetie. Iemand wat altyd net die woord aanhoor, en nooit doen wat dit sê nie, is soos een wat na sy gesig in 'n spieël kyk. Hy bekyk homself, gaan van die spieël af weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Maar iemand wat hom verdiep in die volmaakte wet, okay, dis die woord, wat 'n mens vry maak, okay, daar is deel van die redding, soterio, en hom daaraan hou en nie vergeet wat hy hoor nie, maar dit doen, hy sal gelukkig wees in wat hy doen. En so daar's die daaglikse uitdaging vir ons om te sê, dis wat ek baie keer in my eie tyd met die Here doen, ek doen dit nie altyd nie, maar soos ek onthou is, ons sê, Here, ek wil nie nou net woord lees om 'n boksie te tik of te voel, ek het met u tyd gespandeer nie, ek wil gehoorsaam wees aan dit wat u vir my wys, dat dit soos 'n maatstaf teen my lewe gemeet word, dat dit soos 'n spieël ontbloot en openbaar wat binne my aangaan. Okay, derdens, die Bybel is 'n lamp wat lig skyn op 'n donker pad wat ons baie keer loop. 'n Pad wat ons onseker is, wat ons nie weet in 'n donker lewe, in 'n donker wêreld. Dat ek eers sê donker wêreld, waar baie keer die paai wat ons stap donker is. So die Bybel gee ons nie altyd 'n spreilig, hierdie groot floodlight, wat die hele toekoms vir ons wys en aanwys nie. In sekere opsigte ja, maar soos wat dit ons lewens betref en ons unieke lewens en ons unieke roepings, is dit nie hierdie spreilig wat vir ons presies wys hierdie en dat ons altyd 100% kan voorbereid wees nie. Maar wat die woord altyd sal doen, is om 'n lamp te wees om vir jou die volgende tree te wys. So met ander woorde, die omgekeerde is dan waar, as ons nie weet wat is die volgende tree in 'n sekere situasie nie, gaan na die woord. Lees, vra dat die Here vir jou openbaar, dat hy vir jou wys. Okay, en as ek vandag klem lê op die woord, vat ek nie weg van enige van die ander geestelike dissiplines nie. Okay, ek wil net hê ons moet dit verstaan. Maar die woord, ons kan antwoorde kry, ons kan die volgende tree kry, om te weet, sodat die woord 'n lamp kan wees, om te weet waar moet ek stap, wat moet ek doen. Psalm 119, vers 105, sê dit, u woord is die lamp wat my die weg wys, die lig op my pad. En dan is die Bybel ook saad wat 'n oes in ons lewens oplewer. Okay? Dit is ook saad. Jy en ek weet nooit watter gedeelte dit is in die woord. Tegnies moet alles van dit dieselfde ding doen, maar ons weet nooit watter deel in die woord die Heilige Gees gaan gebruik om 'n groot oes in ons lewens op te lewer nie. Kyk, kan ek dit weer sê? Ons weet nooit watter gedeelte dit is in die woord van God waarmee ons te doen kry, wat die Here dalk gaan gebruik as saad om 'n groot oes in ons lewe op te bring. Iets wat dalk net vir ons deurbraak gee, iets waar skielik die penny drop net. Skielik verstaan ons, Jesus, ek mis heeltyd hierdie oor wie God is.
Of ek mis heeltyd hierdie oor wat sy plan is, oor wie ek is. Sy woord is saad, konstant. En alles van dit gaan 'n opbrengs bring. En van dit gaan groot opbrengs bring. Lukas 8 vers 11 sê dit baie duidelik, die saad is die woord van God. In daai gelykenis wat Jesus vertel het, die saad wat gesaai word, is die woord van God. So 4 beelde, kragtige beelde, wat die Bybel self vir ons gee, om ons te help verstaan die rol, die belangrikheid van God se woord, wat hy gespreek het, en wat neergeskryf is, en soos ons in 2 Timoteus vanoggend sien, wat daar is om te red en toe te rus. En dan prakties, ek wil ons net breër dink, ek was so uitgedaag net weer in hierdie week, op 'n goeie manier, eintlik aangemoedig, met 4 grondbeginsels van die woord, om die meeste uit dit uit te kry. Nou, ek dink meeste van die tyd, as ons dink aan die woord, en om dit in te neem, op 'n persoonlike vlak, bly dit vir ons net by lees. Lees die Bybel, kry 'n leespan, lees dit. En dit is nodig, want soos ons dit doen, leer ons waarom dit onafskeidbaar is van hierdie pad om Jesus te volg, en ons gedagtes, kan ek sê in die skrifte, immerse of te dompel, dat jou gedagtes deur die skrif beïnvloed word, dat dit oor jou gedagtes spoel, dat dit ons hartsgesindhede sal verander. Maar dit is net een van die maniere. Ek glo die Here roep ons om meer te doen as dit, en dit is wat ons laasweek in Psalm 1 gesien het. Dit is 'n tweede grondbeginsel, is om te mediteer daarop. Is om te kou aan dit, om te dink aan dit, om na te dink. En die digitale era waarin ons leef, het ons geleer om iets vinnig te lees en aan te beweeg. En dis die ding, dis baie keer, ek was al baie skuldig aan dit self. Ek lees die woord, ek lees 'n gedeelte uit die Bybel en ek gaan net na die volgende gedeelte, of ek lees vinnig deur dit, want ja, ek het ander goed wat om te doen, en joh, ek wil nog, jy weet, ek wil nog net lekker sit en bid, en of wat ook al, of ek het net goed om by uit te kom, en ek beweeg te vinnig, en ek mis uit om te mediteer, om daaroor na te dink, om te verstaan, om eerder 'n bietjie minder te vat, en dit te kou, en sê, Here, wat beteken hierdie, en Here, watter invloed moet hierdie op my lewe hê? Hoe moet ek anders te dink, hoe moet ek anders te leef? Die biblioteek van die Bybel, jy kan sê biblioteek van ons 66 boeke in, is geskep vir die doel om stadig en ingebed nagedink te word, sodat ons gedagtes God se gedagtes kan word, sodat hemel aarde toe kan kom, sodat ons God se koninkryk kan beleef en verstaan. OK, so lees, mediteer, 2 grondbeginsels, maar dan ook bestudeer. OK, dit is nie primêr my of Trikus of Kenneth of Christo of wieever se werk, of iemand anderste, dis nie primêr ons werk om al die studie vir jou te doen nie. Daar is soveel maniere wat jy self, sonder om enige ander hulpmiddels te gebruik buite in die Bybel. Net om as jy 'n gedeelte in die Bybel te lees en jy wil verstaan wat dit sê, jy kan vra, jy kan goed oplet. Jy kan om kritiese vrae te sê, nou hoekom sou die Here dit so gesê het? En vra vir hulle en dink bietjie daaroor. So hulle praat van inductive Bible study. Jy kan die gedeelte in sy konteks gaan lees. So jy lees 'n bietjie voor dit, jy lees 'n bietjie na dit, jy neem in ag watter boek van die Bybel is hierdie, waar pas hierdie storie in die geskiedenis van God wat red? Van begin, so redemptive history praat hulle van. Waar pas hierdie in? So daar's klomp eenvoudige maniere, en as jy ooit enige van dit nodig het, kom praat met ons. Ons sal, daar's soveel eenvoudige goed wat ons vir jou kan aanstuur, maar wat ek wil sê is, gaan bietjie dieper. Lees dit, dink dit na, maar probeer ook dit 'n bietjie bestudeer. Vra vir jouself, hoekom het God dit so gesê? Hoekom nie so nie? Of, hoe is hierdie van toepassing op my lewe? En die woord kan ons nooit genoeg dieper en dieper ingaan nie. Dit gaan altyd dieper. En dan, memoriseer. Wanneer laas het jy 'n skrifgedeelte gememoriseer? Nou, dit gaan nie daaroor dat dit, dis nou gees, jy kan nou, en dit gaan nie eers daaroor dat jy onthou waar dit staan nie.
Party van ons is net, ons brein is net so aangeskakel, ons onthou beter syfers en ons onthou die nommertjies. Daar was nooit hoofstukke en verse, so kan ek gou vir almal wat beter voel. Daar is nie daar was nie daai hoofstuknommers en versnommers ooit gewees nie. So jy's nie meer geestelik as jy kan quoteer en sê dis waar daai staan nie. Maar om die woorde te gaan memoriseer van dit, stukkie vir stukkie, daar's ook eenvoudige goed wat ons vir julle kan gee, vir enigiemand as jy dit wil doen. Kom praat met ons. Maar om jou te help, Skus, nie dat ek sê, julle weet nie om te memoriseer nie. Okay, as ons dit almal op skool gedoen het. Maar dit is amper of dit raak deel van jou wese. En die idee is nie net, ek het dit nou woord vir woord, dit gaan oor dat jy dit raak deel van jou. Omdat dit is gees, die woord is gees. Dis iets wat gespreek is deur die gees en dit het lewe. Dis hoe God skep. Hoe het God alles wat hierdie mooi, wat ons hier buite sien, hierdie baai, hoe het hy dit geskep? Hy het 'n woord gespreek. Sy woorde het krag. Sy woord hierso het krag. En as ons dit, kan ek sê, internaliseer, as ons dit deel maak van ons, as ons dit nadink, dit raak deel van ons liggaam, en dit raak deel van ons wese, en jy kan dit opbring, hoe meer jy gememoriseer het, hoe meer kan jy dit opbring. Onthou hoe Jesus vir die vyand gesê het, daar staan geskrywe. Daar staan geskrywe. Daar staan geskrywe. Nee, vyand, jy kan vergeet. Daar staan geskrywe. Neem gedagtes gevange, maak dit gehoorsaam aan Jesus. Okay, so dis 4 grondbeginsels. Okay, lees, mediteer, bestudeer, memoriseer. En dan is hier 'n paar wenke waarmee ek wil afsluit om vir julle te gee. 'n Paar wenke en hierdie het vir my verskriklik baie beteken en ek moet hierso krediet gee aan, ek weet nie presies wie hy is nie, maar sy inligting is baie goed. Maar sy naam is Darryl Stettler. Darryl Stettler, okay? So, Darryl, ek het vir jou erkenning gegee. Okay, en ek wil net hierdie ook sê, voordat ek hierdie 5 wenke met jou deel, daar's 'n sekere studie, wat daarop dui, dat deelname aan die Bybel, as jy die Bybel 4 of meer keer per week lees, kan ons het al hierdie van tevore gesê, maar hierdie statistiek lyk net so 'n bietjie anderste. So ek wil dit net weer deel en net weer ons herinner. Mense, individue wat by die Bybel omgaan en dit inneem 4 keer of meer per week. Hoor hierso, 'n 228% toename in die waarskynlikheid dat jy jou geloof met iemand anders te gaan deel. Want daar is iets wat in jou gees net opstaan. Jy voel toegerus. Jy voel toegerus. Jy voel 'n selfvertroue. God deur sy gees doen. 228% toename. Dan ook 'n 59% afname in mense in individue wat sukkel met pornografie. 59% afname. Net hierdie woord in te neem. Dan hierdie is ongelooflik, so daar is 'n 407% toename in die memorisering van die skrif. Wanneer ouens 4 keer of meer begin lees, dan besef hulle hoe nodig hulle dit het. Ons besef hoe nodig ons het, ons begin dit memoriseer. En dan laastens 'n 30% afname in die stryd met eensaamheid. Skielik is daar 'n beduidende afname in mense wat eensaam voel. Want hulle besef, God is met my, God is met my. Okay, so hier is ons 5 wenke wat ek mee wil afsluit. Ek het 4 beginsels vir ons gegee, van hoe ons hierdie woord, wat 'n lamp, en soos brood, en soos 'n spieël, en soos saad vir ons is, hoe ons dit is grondbeginsels, maar hier is 'n verdere 5 wenke wat eintlik ooreenstem met hierdie beginsels. Maar om regtig dan, die eerste een stem ooreen, om te beweeg van net om die Bybel te lees, om in die gewoonte te kom, om die woord te bestudeer. Okay? So hierdie ene stem ooreen met die ander. Maar om die Bybel te lees weer eens, is 'n wonderlike gewoonte. Maar daar's regtig 'n verskil tussen lees en dit te bestudeer. Want dan, wat gebeur is, jy's aktief betrokke by die teksgedeelte. Jy's aktief beelde, en jy is dan eintlik besig om eintlik, sonder dat jy besef, na te dink en te mediteer op dit. Okay, tweedens, beweeg van net lees van die Bybel, na om die Bybel te bid, om die skrif te bid. Okay, verander dit aan gebed, dis 'n tweede tip. Okay,
bid die woord. Dat dit 'n twee-rigting gesprek word met God. God praat met jou deur sy woord, en yes, hy kan in jou gedagtes deur sy gees met jou praat, maar hy praat met jou, en jy praat terug met hom, en jy sê, en jy praat wat ook al in jou gees opkom, oor dit wat jy lees, en dis hoekom stadig lees so belangrik is. Nie net lees om die Bybel te cover, en so dat ek het baie grond, I covered a lot of ground. Dis een vorm van lees, maar dit moet nie die hoofvorm van lees wees nie, in jou tyd met die Here. Okay. Derdens, beweeg van dan verse lees na mediteer oor die verse. So meditasie in ons Christelike konteks gaan nie daaroor om die verstand leeg te maak nie. Okay? Die woord praat oor en oor van meditasie as 'n godgegewe beginsel, maar eerder, so in plaas van myself leeg te maak, die wêreldse beginsel, is dit om diep na te dink oor die waarheid. So om eerder vol te raak met die woord. En so hierdie oefening of hierdie gewoonte om op die skrif te mediteer, help jou om die Bybel op 'n betekenisvolle manier deel te maak van jou lewe en dit toe te pas. Dan, hierdie is so eenvoudig, ons kan dit absoluut mis, maar beweeg van lees oor na gehoorsaamheid. Jesus het so baie daaroor gepraat. Hy het gesê, ek sal vir jou wys hoe lyk die prentjie van 'n mens wat my woord vat en dit gaan leef en dit gaan toepas. Dis soos iemand wat sy huis op die rots gebou het. En die persoon wat sy woord hoor weggaan en dit nie toepas nie, wat ek dink meeste Christene vandag verteenwoordig, is die individu wat sy huis op die sand bou. In die groot opdrag het Jesus gesê, gaan leer hulle om alles te ken. Nee, gaan leer hulle om alles te gehoorsaam. En dan vyftens, beweeg van alleen lees na saam met 'n gemeenskap die woord te lees. So, een manier wat jy dit in ons gemeente kan doen is, sluit aan by 'n connect-groep. Lees die woord saam met ander. En dis nie die enigste plek nie. Huweliksmaats, lees partykeer, hoef nie altyd nie, maar lees soms die woord saam. Kry 'n ritme wat julle miskien, die lewe is besig, ons kan dit nie altyd, maar sê 2 keer 'n week gaan ons 'n stukkie saam lees. En ons gaan saam en ons praat daaroor. Lees die woord saam in gemeenskap. Beweeg van net op jou eie lees dit saam met ander, want ons lees by mekaar, sodat die woord 'n ware lamp, brood van die lewe, 'n spieël kan wees wat openbaar, en sodat die saad van dit 'n groot opbrengs kan bring. Dan wil ek afsluit, ek het nou vroeër gesê afsluit, ekskuus ek het gejok. Okay, maar hier is nou die ware waarheid. Okay. Ek voel tog, ek wil vir ons 2 waarskuwings gee soos ons groei in die woord. Okay, en ons is besig met die Purple Book. Ons is besig om woord in te neem op soveel maniere. Soos ons groei en ons leer, wil ek hê ons moet in ons gedagtes dis net iets om van bewus te wees. Mag ons nie trots word nie. Mag ons leerbaar bly. Net omdat ons baie van die woord weet, moet ons versigtig wees dat ons voel, ek weet meer as ander, of ek weet meer as hierdie persoon in hierdie denominasie of kerk, of my ander Christen vriend, om net altyd leerbaar te bly, om oop te wees dat ons opinies oor die woord, soos wat ons dieper gaan en mediteer en bestudeer, dalk heeltemal verkeerd kan wees. Almal van ons glo ek hierso wil die waarheid weet en dit leef. Almal van ons. En as ons nie 'n leerbare gesindheid gaan hê nie, kan ons dit dalk mis. Ek kan dit mis as ek 'n gesindheid het om te sê, maar ek het nou al die Bybel deurgelees van dit tot dit en ek het soveel leesprogramme gedoen. Dan kan ek by 'n punt kom waar ek mis wat die waarheid is. Want ek het klaar my opinie, ek het my voorafgestelde idees oor wat die skrif en sekere gedeeltes beteken en ek kan dit mis. So mag ons altyd leerbaar bly. Is dit 'n amen of 'n nee? Okay. En dan tweedens, moenie veroordeel nie. Laat ons nie dat die woord, soos dat ons groei en dit stig ons en ons word gered en genees, dis die redding gedeelte wat die Here heeltyd ons red deur sy woord, en wat hy ons toerus, dat dit ons nie lei tot 'n plek waar ons dink ons is beter as ander en ons veroordeel hulle nie. Op grond van die woord, Jesus het gesê, moenie veroordeel nie. Ja, ons het 'n taak teenoor mekaar om te sê, maar Driekus, kyk gou hier, as ek die woord verstaan, dink ek nie hierdie ding is reg nie. Teenoor mekaar as medegelowiges, yes, in verhouding,
in liefde. Maar ons het geen besigheid om die wêreld te veroordeel en sê, ja nee, Jesus sê, dit moet ons in liefde dryf om te gee vir ander, die woord. So mag ons leerbaar bly en mag ons nie veroordeel nie. So ek sluit af met hierdie fokusstelling, wat ek vroeër gesê het, as volgelinge van Jesus, wat elkeen 'n unieke roeping dra, speel die Bybel 'n sentrale rol in ons lewens, om ons te groei in die areas van heelheid, gesondheid en vrugbaarheid, om ons toe te rus vir vrugbaarheid, sodat ons baie vrug sal dra. Maar ons kan egter nie ligtelik met die Bybel omgaan nie. En moet wys en gedissiplineerd onsself daaraan toewy om die skatte in die Bybel te ontgin. En mag die Here vir ons krag gee om dit te doen. Ek wil 'n oomblik neem en vir ons bid, dat ons hierdie ons eie kan maak. Jesus, as ek dink aan die woord, dink ek aan hoe hy vir die fariseërs gesê het, julle ondersoek hierdie skrif en julle soek 'n klomp goed daarin, maar julle mis my, waaroor dit alles handel. En so Here Jesus, soos ons die Purple Book op die oomblik deurwerk, soos wat ons besef dat hierdie is 'n skat wat U vir ons gegee het om daagliks in die woord te kan wees, om daaglik kos te kry en nie van laas Sondag se preek af te leef nie. Wil ons U nie mis nie. Eerder wat U gesê het op 'n stadium, Jesus, ook op 'n stadium wat U gedoen het, is U het die disippels se verstand oopgemaak om die skrif te verstaan. En ek bid, Heilige Gees, dat U ons verstande sal oopmaak in hierdie oomblik. Weereens, help my, help ons om U woord te verstaan, dat dit lewe sal gee. Here, mag dit elke stukkie godsdiens in ons afbreek. Mag dit nie nuwe stukkies godsdiens of dooie goed in ons skep nie, Here, maar oor die manier wat ons kom met ons sag vir U woord, mag dit lewe bring, Here. Mag dit bemoediging bring, mag dit genesing bring, mag dit hoop bring waar ons moedeloos is. Mag dit ons geloof wat U sê is so kosbaar opbou. Here, mag dit regtig ons red elke dag op die verskillende maniere wat U dit doen. En ons sê vir U so baie dankie dat U red. Dat U het ons gered deur wedergeboorte, maar elke dag red U ons en ons besef dit nie eers altyd nie. Dankie, dankie, dankie. U het gesê ons moet altyd dankie sê. That there would always be thanksgiving. Dankie dat U ons elke dag red. Dankie dat U deur die woord en die gees ons toerus om vrugbaar te wees, omdat elkeen hier sit met 'n unieke roeping. Dankie vir elkeen hierso, Here, wat wandel in daardie roeping. En ek bid vir nuwe krag, vir nuwe ywer, en Here, dat U naam geëer sal word. Here, ons gaan nie altyd die vrug kan pluk van die efforts en die werk wat ons doen nie. Ons gaan nie altyd dit eers sien nie. Partykeer laat U ons nie eers toe om te sien die vrug op die werk wat ons doen en die saad wat ons saai nie. Maar Here, ons doen hierdie vir U, nie vir onsself nie. Ons leef vir U. En so Here, dankie Here vir lewens hierso wat toegewy is om vir U te leef, Here. Ek bid, kom versterk nou. Kom genees. Here, kom gee hoop vir ons harte. Soos jy sê in Korintiërs 13, geloof, hoop en liefde. En die grootste van hierdie is die liefde. Stig ons deur geloof, hoop en liefde. Ons dank U vir die geskenk van die woord. Dat ons dit het. Dat ons so maklik toegang tot dit het. Dat ons nie eers soos in baie lande hoef bang te wees, Here, dat ons lewens gaan verloor of iets met ons gesinne gaan gebeur omdat ons gevang word met 'n Bybel in ons hande nie. Dankie vir die voorreg. Ek bid, Here, dat ons nie langer ons siele sal verhonger en uithonger nie, Here. Ek bid dat ons dit sal voer in oorvloed. Mag ons nie net op Sondag staat maak nie, Here. Mag ons op die woord, mag ons dit eet. U is die brood van die lewe. En U woord is een van die maniere wat ons by U kom eet, wat die brood van die lewe is.
Dankie daarvoor, Here. Ons het U so ontsaglik lief, Here. Ons wil in heelheid, in genesing wandel en ook vrugbaar wees soos wat U ons toerus, Here. Dankie daarvoor. Dankie vir wat U doen in Jesus naam. En almal sê, amen.